Truth that sets free. Hope for your soul. Duck Facebook radio station. Sharing faith, worship, and truth. You are tuned in to Duck Facebook radio station. Loof die Here, o my siel. Vergeet niks wat hy doen. Vergewe sonde, genees ons siel, soos 'n Vader, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vlieg met die vlerke van die arend. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hy versadig ons siel, ons word niet. Hy kyk na die wat hom vrees, soos 'n Vader, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vlieg met die vlerke van die arend. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vlieg met die vlerke van die arend. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Goeiemôre en hartlik welkom by ons Sondag uitsending saam met Stanley, Karen en dan ook gesiggies, so die kleinspan kan ook nader skuif vandag hier op die Dak Facebook radiostasie waar jy bemoediging, aanmoediging en geloofsekerheid ontvang deur die goeie nuus van die Here Jesus Christus wat jou help om geestelik te groei. Is dit nie wonderlik om dit te weet nie? Dis die enigste manier ons kan geestelik groei, is deur die lewende woord, deur ons lewe met die Here reg te maak. En so kry ons die Gees van die Here, sodat ons wel innerlik lewend kan wees. Prys die naam van die Here van die leerskare. Nou mag hierdie uitsending vir jou tot seën wees terwyl ons saam vergader in die naam van die Here. Nou jy is ingeskakel by Dak Facebook radiostasie. Nou voordat ons voortgaan met ons program vanoggend, wil ek eers vir ons bid. Hemelse Vader, ek wil vir u baie dankie sê vir die liefde, genade, barmhartigheid, heerlikheid, krag, Vader. Dit wat ons so mildelik uit die hand van u uit ontvang. Hoe wonderbaar is u in heerlikheid, in krag, in majesteit. Vader, ons harte juig voor u, ons harte jubel voor u. Wanneer ons aan u dink, Vader, is ons harte opgewonde. Baie kere dink ek net so in die dag, en dink ek, Vader, en as ek net aan Vader dink, my hemelse Vader, dan kry my soms so 'n glimlag op jou gesig om te dink, jou siel behoort aan die ewigheid. Vader, ons is nie mense wat sonder hoop aangaan op hierdie wêreld nie, Vader, maar ons het 'n ewige hoop, ons het 'n ewige vertroosting, en dit is, dat wanneer ons sake met u regmaak, kan ons die koninkryk van u beerwe. Dan bevind ons, daar ondervind ons, en dus gaan eendag daai rus ingaan, Vader, en dit is wat Abraham gevind het, Vader, is om gered te word deur die geloof, gered te word deur Jesus Christus, die Seun van die lewende God, Vader. Ons wil, Vader, u naam loof en prys. U het vir ons 'n verlossingsplan gegee. U het vir ons 'n saak uitgesorteer op aarde, dat ons siel gered kan word uit die mag van die bose. Baie dankie, Vader, ons loof u daarvoor. En dit is wat ons wil verkondig, ons wil dit bly verkondig, die opstanding van ons Here Jesus, sy kruisiging, sy opstanding, die gevolge daarvan, die hoekoms en waarom, sodat ons kan loskom van die sorge, die genietinge, die probleme, die moeilikheid, wat ons elke dag omring.
Vader, ek wil U loof en prys, dat U vir ons hierdie geleentheid weer eens gegee het, die gesondheid, die middele, om die woord van U so te kan verkondig, ons broers en susters te kan stig en te kan opbou, Vader, en ook om hulle wat nie gered is nie, te kan bereik met die goeie nuus van die Here Jesus Christus. Vader, ons bid vir hulle wat siek is vandag, Vader, ons bid vir hulle wat ongesteld is, wat krisisse, probleme in hulle liggaam het, ons dink spesifiek aan my broer Alfred, Vader, en ons wil bid dat U asseblief in die groot genade na hom toe sal uitreik, ook met genesing, met die krisis in sy liggaam. Vader, ons dink aan Deborah wat moet herstel na babetjies in nood, Keiser, dankie vir dit wat U al reeds gedoen het, en ons wil bid, Vader, dat U haar verder sal genees, dat die babetjie ook gesond sal hou, en dat hy ook sal groei en groot word in die vrees en die wee van U. Vader, ons dink aan ons broers en susters met kroniese siektes, daar's baie van hulle binne in die gemeente, en ons vra dat U asseblief ook daar sal help genees, dat hulle kan verduur, en dat die naam van U groot gemaak kan word, ook daar in genesing, Vader. Ons loof en ons prys en ons dankie. Lei ons vanoggend, Here, vir my vrou, Vader, wat vanoggend ook die kinderprogram gaan behartig, dat dit alles tot eer en verheerliking van die heilige naam sal wees. In Jesus se naam. Amen. Wat 'n heerlikheid. Nou ja, kleinspan, jonk en oud, julle kan nader skuif. Want Tannie Karen en Gesiggie gaan nou saam met julle kuier. So asseblief, mamas, papas, kry daai klein goed bymekaar en luister mooi saam. Ons hoor dat die groot mense leer meer uit die kinderprogramme as die kinders. Maar nietemin, kom ons gee oor aan Gesiggie, Tannie Karen en Gesiggie vanoggend. Kom kuier saam met Gesiggie op Dak Facebook radiostasie. La 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 la. Josef was sy pa se seun, liefde in sy hart. Maak 'n spesiale jas vir hom met baie kleure. Rooi, geel, groen, blou en nog daarby. Sy boeties was kwaai vir hom en gooi hom in die put. Verkoop hom as 'n slaaf, sê vir sy pa hy is dood. Sy pa kon dit nie glo, het hom nie laat troos. Hy word onder koning in Egipte, sorg dat hulle kosies het. Sy pa was baie bly toe hy hom weer kry. Josef was sy pa se seun, liefde in sy hart. Maak 'n spesiale jas vir hom met baie kleure. Rooi, geel, groen, blou en nog daarby. Spesiaal was hy. Hallo ons mooiste maatjies, ons is vanoggend so opgewonde om saam met julle te kuier. Tannie Karen en Gesiggie kon nie wag nie, want Tannie Karen en Gesiggie is vreeslik lief vir al ons maatjies. Dankie dat julle inskakel, dankie dat julle kom luister na Gesiggie wat sy vandag vir ons gaan vertel. En ek dink Tannie Riet en Tannie Anneke is net so lief vir die kleinspan, want hulle doen soveel moeite met ons liedjies en ons stories. Ons is so opgewonde om dit vanoggend vir die maatjies te wys. Julle oogies moet groot wees vanoggend. Die kinderstorie is awesome. Ons is so opgewonde. Nou maatjies, het julle geweet dat God alles gemaak het. Alles wat ons oogies op hierdie aarde kan sien, het God gemaak. Amen. En Gesiggie gaan vanoggend vir ons vertel wat God gemaak het en hoe lank hy gevat het om dit te maak voor hy gerus het. Nou maatjies, julle oortjies moet mooi luister vanoggend en julle moet dit onthou. Altyd. En julle moet oor en oor die liedjies en die stories kyk, sodat julle kan bly leer van die Bybel en altyd die Here lief hê. Nou maatjies, oupas, oumas, mamas, papas, almal, kom skuif nader en luister vanoggend wat Gesiggie vir ons gaan vertel van hoe en wanneer en wat God gemaak het. Geniet dit saam met ons. Maatjies, kom kuier saam met Gesiggie. Hallo my mooiste maatjies, dis weer so
saam met julle te kuier. Geseggie kon nie wag nie. Maatjies, het julle geweet dat God alles op die aarde gemaak het? Ja, hy het. Ek gaan vandag vir julle vertel wat God gemaak het en hoe lank het hy gevat. Nou dit lees ons in Genesis in die Bybel, sommer daar waar jy die Bybel oopmaak op die eerste bladsy by Genesis. Nou God het alles op die aarde in 6 dagies gemaak en toe het hy gerus. Toe hy die aarde gemaak het, was dit nog donker en leeg. En God moes alles maak wat daarop moes wees. Nou, omdat dit so donker was daar eerste lig nodig. Op die eerste dag het God gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Wow, maatjies, die lig was dag en die donker was nag. En alles was goed gemaak. Op die tweede dagie het God die blou lig gemaak. Bo die aarde. Het julle al so gekyk so op in die lig met julle oogies, dan sien julle daai mooi blou lig. God het dit gemaak. Die derde dag het God die see en die grond gemaak en ook die grasies en die plantjies wat daaruit moes uitkom. Hy het eers die saadjies gemaak en daarop reën gestuur en dit het gegroei. Maatjies, die vierde dag het hy die son, die maan en al die sterretjies gemaak. Die son moes in die dag skyn en die maan en die sterretjies in die nag. Op die 5de dag, maatjies, het hy al die mooi voeltjies en vissies gemaak. Dit is sommer baie maklik om te onthou. Onthou julle, 5 begin met 'n varkie vee en voeltjies en vissies ook. Nou kan ons dit maklik onthou, 5de dag is vissies en voeltjies. Die 6de dagie het hy diertjies gemaak, al die diertjies wat ons oogies kan sien. En hy het ook die mense gemaak. Alles was baie mooi en baie goed. God het toe gerus van al sy werk wat hy gedoen het. Maatjies, alles waarna ons oogies kan kyk, het God gemaak. God is baie groot. Nou kom ons sing 'n liedjie, dan kan ons onthou wat God gemaak het. Sing lekker saam met my. God maak die aarde, niks daarop. Donker en leeg was dit. God maak alles wat daar moet wees. Binne 6 dagies voor hy rus. Kom ons tel tot by 6, dan sal ons dit nie vergeet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. God het alles gemaak. Laat daar lig wees, en daar was lig. Lig was dag, donker nag. Kom ons tel tot by 6, dan sal ons dit nie vergeet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. God het alles gemaak. Die blou lig maak hy hoog bo die aarde, baie mooi was dit. Hy maak die see en land, grasies en plantjies wat moes groei uit die grond. Die son vir die dag, die maan en sterretjies vir die nag. Hy maak voeltjies en vissies mooi op die 6de dag. Maak hy die diertjies en die mense. Op die 7de dag het God gerus. Kom ons tel tot by 6, dan sal ons dit nie vergeet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. God het alles gemaak. Maatjies, ons het nou vreeslik lekker saam met Geseggie geleer hoe en wanneer en alles wat God gemaak het. Ons gaan dit seker nooit
ooit weer vergeet met hierdie mooi uitbeelding nie. Ek wil volgens vir my span sê vreeslik baie dankie. Juffrou Gesiggie lyk tog oulik, ag my moeder. En ons gaan weer saam met Gesiggie hierdie liedjie luister. Dat dit so lekker in ons verstandjies kan inbrand. En dan kan ons dit vir altyd onthou. Kom ons sing weer lekker saam met Gesiggie. God maak die aarde, niks daarop. Donker en leeg was dit. God maak alles wat daar moet wees. Binne 6 dagies voor hy rus. Kom ons tel tot by 6, dan sal ons dit nie vergeet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. God het alles gemaak. Laat daar lig wees, en daar was lig. Lig was dag, donker nag. Kom ons tel tot by 6, dan sal ons dit nie vergeet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. God het alles gemaak. Die blou lig maak hy hoog bo die aarde, baie mooi was dit. Hy maak die see en land, grasies en plantjies, wat moes groei uit die grond. Die son vir die dag, die maan en sterretjies vir die nacht. Hy maak voeltjies en vissies mooi op die 6de dag. Maak hy die diertjies en die mense op die 7de dag het God gerus. Kom ons tel tot by 6, dan sal ons dit nie vergeet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. God het alles gemaak. Het julle net geniet, maatjies? Spring julle op en af op die beddens. Dis wat julle moet doen. Ons is so opgewonde en maatjies, julle moet vir mamma, papa, ouma, oupa, wie ook al vir julle videoetjies en liedjies en alles wys sê daar's op YouTube. Baie liedjies en al Gesiggie video's. Julle kan dit oor en oor kyk en so gaan julle alles leer van die Bybel. Die groot mense sê vir Tannie Karen, hulle leer nou so mooi saam met ons. Hulle het al vergeet wat alles gebeur het in die Bybel. So almal leer. So mamas, papas, oumas, oupas, kyk dit sommer saam met julle kinders. En daar is al baie liedjies. Luister dit, sing dit lekker saam, geniet dit lekker saam met ons. Dan kry julle sla. Wat? Dan kry julle sla as julle op die bed spring. Julle moenie sla kry Maar nie vandag nie. Dis tampoliens. Tampoliens. En ons gaan nou na die mure van Jerigo luister. As Tannie Karen hier afsit, weer eens gaan ons lekker na die liedjie luister. Julle moet saam sing. En volgende week gaan ons Noag en die ark doen. Ons is vreeslik opgewonde dat julle moet saam met ons leer van Noag en die ark. Julle moet uitsien na volgende Sondag. Ons sien julle weer, lekker weekie. Julle moet mooi bly en baie soet wees. Hoor julle? Okay, bye! God sê stap om Jerigo, om die stad van Jerigo, elke dag verby. Die priesters het geloop met trompette in hul hand. Al die mense het gevolg soos God beveel. Stap, stap om Jerigo, om Jerigo, om Jerigo. Stap, stap om Jerigo, soos God beveel. Blaas die trompet, loop nog een keer om. Vertrou op God, hy gee die oorwinning. Kom, 7 dae moes so loop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die mure het gestaan, hoog sterk. Hulle het op God vertrou. Stap, stap om Jerigo, om Jerigo, om Jerigo. Stap, stap om Jerigo, soos God beveel. Blaas die trompet, loop nog een keer om. Vertrou op God, hy gee die oorwinning. Kom, op die 7de dag
Wow, dit was lekker geweest om saam met die kindertjies te leer en goed. En dit is net interessant, al die mammas en die pappas sê vir ons, hulle leer ook nou weer van die verhale in die Bybel. Ons ook wat dit moet doen, want dit is baie keer dinge wat 'n mens nie gereeld lees nie. So mens word mooi herinner ook deur die kinderbediening. So hooftrekke en ook, ek wil jou aanmoedig, as jou kind vra rondom hierdie saak, gaan lees dit in die Bybel en lees uit die grootmens Bybel. Die kinderbybel is baie keer so bietjie agterste voor en onderste bo. Gaan lees in die grootmens Bybel, die kinders verstaan baie meer as wat 'n mens besef. Nou ek het nou so 'n bietjie deur die kommentare gegaan terwyl Tannie Karen en Gesiggie so saam met ons gekuier het. Ag, julle is te oulik. Ja, dit is so, want die kinders op die bed, ja, juffrou Gesiggie is te koslik en die varkie vee is die oulikste, dit is verseker so. En ja, dan kan die kinders net as Gesiggie speel, mag hulle op die bed spring en op die bank spring, anders dan nooit nie, okay? Ag, die mamma en seun is so oulik, Zoe love it so much, absolutely love it, hulle spring op die banke sê, Ancient vir ons, wow, awesome, amazing, verby. Ja, dit is so lekker om julle te sien wat sommer hier saam kuier, kry sommer hoendervleis, stunning, goeiemôre. Ag, dit is net 'n lekkerte om jou Sondag so te begin en met so opgewondenheid. Dit is 'n opgewonde liedjie, opgeruimde liedjie, dan maak dit die evangelie ook dit net soveel vir ons makliker. Ek wil dit net so noem terloops as jy dalk gewonder het. Dan net in die Bybelse tyd het hulle ramshorings gebruik. Dit is diere se horings vir blaasinstrumente. En baie keer as die Bybel daar vertaling is, nie in al die gevalle nie, mens moet altyd na die oorspronklike woord gaan kyk. Woordtrompette, as die Bybel praat van trompette, is dit baie keer die ramshorings. Daar was op 'n stadium silwer trompette wat koning Salomo gemaak het. Maar oor die algemeen, as hy praat van trompette, praat hy van 'n blaasinstrument. So hulle het ramshorings van verskillende diere ook gebruik. En hulle het ook die ram, die skaapram, so horing ook gebruik is, soos hy kortetjie en enige ander horing wat ook daarmee gepaard gaan. So dit het maar net gegaan oor 'n blaasinstrument. So ek hoop jy kan dit so verstaan as jy dalk gewonder het. Ryden sê, dis Gesiggie se baba foto. Ag, dis so lekkerte. Weet jy wat, ek partykeer mis ek die dae toe ek sonnaarskool gegee het, want ek kan vir jou sê, jy leef jy so in die voorbereiding en om die dinge te doen. Ek sien vir Karen ook, as hy hier besig raak met die liedjies en Gesiggie, dan sukkel sy om weer by die groot mense te kom, maar hy doen dit nog steeds. Maar dit maak 'n mens so hart so oop, om so vrymoedig te wees. En mense hoef dit nie net op kindertaal oor te dra nie, dit groot dinge gaan daaroor, jy weet, dit wat jy oordra, moet jy op 'n manier verstaanbaar oordra, dan jy oordink dit so, jy bid so daaroor, om dit te kan doen, dat tot groot mense dit beter verstaan. Jy as persoon wat die voorbereiding doen, verstaan dit dan ook soveel beter, want jy weet baie keer, as jy daar iets gaan lees, gaan die kinders 'n vraag hê, en nie die kinders, die groot mense ook, en dit is net so lekker. Ek is bly julle geniet dit saam met ons, so die Here het ons gehelp, dat ons daarom die kinders ook binne in die bediening kon akkommodeer, om dan net musiekuur op 'n musiekuur plus, op 'n Saterdag, doen ek ook Gesiggie, dan revisit ons Gesiggies van die verlede en dan van die liedjies ook. So ons het Saterdag lekker kuier saam met die kinders, Sondag lekker kuier saam met die kinders en natuurlik soos Tannie Karen vir julle gesê het, sê vir mamma en pappa op YouTube, daar's 'n playlist net van die kindertjies. As jy dit nie weet hoe om maar uit te kom nie, asseblief kontak ons. Ons nommer gaan daar op die skerm wees so tussendeur en gesels met ons, praat met ons. Ek sien nou eers, ek is nog steeds op Gesiggie se banner. Kan jy dit glo? Ek moet al op die groot mense se banner wees, maar ek praat nog sonder Gesiggie, so dit is seker okay. Maar nietemin, so sê vir mamma en pappa asseblief, hulle moet daai playlist in die hande kry, dan kan jy hulle Gesiggie, videoetjies, storieetjies oor en oor kyk en die video en die liedjies. Tannie Karen is druk besig om almal te kan akkommodeer. Dit is net so amazing om dit te sien en te beleef.
En nou gaan ons oor na die groot mense toe. Nou, ek wil vanoggend met julle praat oor interessante vers. Ons het die week eintlik met dinge te maak gehad, te doen gehad, en gesprekke gewees ensovoorts. En onmiddellik het hierdie een skrif in my gedagtes en in my hart opgekom. En ek moet net eers my notas hier op die skerm kry voordat ek aangaan. En dit gaan oor die ouers wat opgaar vir die kinders. Nou ek gaan die spesifieke vers vir ons lees. Ek wil hom sommer net hierso op die groot skerm kry, dat julle lekker saam met my kan lees. Ek wil nie jy moet agterraak vandag nie, want ek glo die Here kan vir ons ook ietsie met ons deel en met ons praat rakende hierdie skrif. En ons moet een ding verstaan, selfs as jy kyk in die Ou Testament, dit sluit die Nuwe Testament in, en enige geskrifte wat jy wel kry binne in die Bybel, dat mense het deur spesifieke dinge gegaan, hulle het deur spesifieke tydelike dinge gaan, vleeslike dinge. In dit was daar vrae, in dit was daar kwessies, in dit was daar situasies gewees, soos wat Paulus ook sê, God het ons gehelp sodat ons julle kan help. Hulle het op een plek die doodsvonnis oor hulle gehad, maar hulle het in God geglo wat hulle die dode kon opwek, want hy het besef sy bediening is tydsperk is nog nie klaar nie. En ons weet hy was op 'n stadium gestenig gewees, hy was vir dood agtergelaat, die disippels het gekom, hulle het vir hom kom bid, die volgelinge van die Here Jesus Christus, en die Here het hom uit die dode uit opgewek, en so kon hy aangegaan het met die evangelie. Maar hy het ook al die doodsvonnis oor hom gehad, meer as een geleentheid, en die Here het tot op die einde van die dag, hy het as ou man gesterf, en hy het ook as 'n martelaar wel gesterf. So, hulle het deur dinge gegaan, en in die dinge, en dit is baie keer die probleem wat ons as kinders van die Here het, wanneer ons sekere situasies beleef, tydelike probleme beleef, siektes beleef, allerlei dinge, elke dag se daaglikse dinge rondom ons, dan dis asof ons van dit af wil weghardloop, en ons self wil partykeer wil troos, soos vir die woord van die Here sê in Sagaria, hulle troos met wind. Nou ons het geleer in Efesiërs 4 vers 14, dat die golwe van die see, dit het deurgekom in ons Bybel lees die week, die woord van die Here sê, Johannes die doper was 'n persoon wat nie soos 'n riet deur die wind beweeg word nie, hy was standvastig. Nou sê die woord, alle winde van leringe gooi ons rond, want ons is nog nie standvastig en volwasse in die Here nie. Nou, toe dink ek aan die skrif in Sagaria 10 vers 2, wat hy van praat, julle troos met wind. Met ander woorde, hoeveel keer gaan ons deur dinge, dan gryp ons heel eers na die leuen, so ons troos onsself met die leuen, en dit slinger ons heen en weer, as wat jy standvastig onbeweeglik is, en geestelik uit jou saak uit leer, en dit is wat ons laasweek oor gepraat het. Wat in die skrif het vir jou, in jou situasie, vir jou so lewend geword, dat het 'n karakter in jou verander het, verlossing in jou teweeg gebring het, dat die woord so lewend geraak het. En lewend beteken jy verstaan dit en dit verander iets in jou wese. Nou dit is die doel van druk in ons lewe. Nou wanneer ons kyk na die Nuwe Testamentiese briewe, en veral ook Paulus se briewe, hy word die meeste beskryf in die Nuwe Testament, natuurlik weet ons Petrus, Jakobus, Markus, Lukas, Johannes, almal wat geskryf het deur dieselfde druk gegaan. Selfs Jakobus skryf daaroor, julle deelgenoot, ek is saam met julle in die drukking, ek is saam met julle in die benoudheid. Johannes skryf daarvan, Petrus skryf daarvan, Paulus skryf daarvan. En in die druk het die woord van God die heeltyd vir hulle bekend geword. Die woord van God het die heeltyd vir hulle lewend geword in hulle situasie, en daarom kon hulle dit neergepen het. Nou kan ek en jy daaruit leer. So ek dink, as ons daai konsep kan hê, in plaas net om te hoop vir die tydelike verlossing, die tydelike uitkomste, die tydelike genesing, om jou aandag net daarop te fokus, sê, Here, wat se verlossing moet in my lewe plaasvind? Wat moet ek uit die woord van U verstaan, wat my lewe so ingrypend kan verander, dat ek bruikbaar en nuttig kan wees vir U koninkryk, sonder om deur winde van leringe heen en weer geslinger te word, sonder om getroos te word deur al die versies wat elke dag na my toe gestuur word. Dit is troos met wind. Ons moet verstaan, dat moet iets lewend in ons word, en dit wat in my hart lewend is, dit wat in my hart my siel kan verander, my oortuiging kan verander, my insig kan gee in die woord, dit kan ek nalat verander.
sodat hulle ook daaruit kan leer. Wanneer hulle in situasies is, wanneer hulle in dinge is, dat hulle kan verstaan, dit gaan oor die geestelike verlossing. En as ons kyk in Deuteronomium 8, dat God het gesê, ek het julle laat honger ly, ek het julle dors laat kry, sodat julle kan weet, om te lewe uit die woord van God. God het nie verwys in hulle tydelike drukking, sodat ek vir julle die tydelike uitkomste kan gee en die manne kan gee nie. God het juist gesê, die manne is daar om julle harte te openbaar, en die manne het hulle harte geopenbaar. Hulle het op 'n stadium gesê, die manne wat God vir hulle stuur, dit walg hulle, dit is walglike spys. Want is elke dag dieselfde manna oor en oor en oor. En dit is ook, en Jesus sê, hy is die ware manna wat uit die hemel uit neergedaal het. En baie keer voel ons die evangelie is boring, dis verveeld, want is die woord oor en oor en oor. Maar ons moet verstaan, jou siel moet daaruit lewe. Dit gaan nie oor tydelike uitkomste nie. As jy iets kan verstaan van jou siel wat moet lewe, dan moet verlossing kom. Jy sukkel dalk om iets te verstaan in die woord. Elke keer as ons daar praat oor bedien, is dit asof daar 'n opstand in jou is. Nou God wil daai druk van jou gebruik, om daai ding in jou lewe werklik te laat verstaan, want dit wat ek en my vrou bedien, ons verstaan dit van harte, want ons het dit al beleef en ons beleef dit elke dag, en so dra die woord ons deur, as ons na die lied luister wat ons geskryf het oor die 2 getuies, en as jy gaan lees in Openbaring 11 die 2 getuies, hulle leef uit die woord uit, ongeag die druk, die verwerping, die vervolging, die oorlog wat teen hulle is. En so as kinders van die Here moet ons daaruit leer. En Paulus het daaruit geleer, die ander apostels en disciples, en kinders van die Here in die vroeë kerk het daaruit geleer, en daarom kon hulle dit vir ons neergepen het, dat ek en jy uit hulle woorde kan leer, soos wat dit die woord van God vir hulle lewend geword. Ons hoor uit Paulus se saak, nêrens, ek dink nou daaraan, nêrens ooit in enige van Paulus se briewe, het hy, as hy deur drukking gegaan het hy gehoop vir 'n tydelike verlossing nie. Hy het deur 'n druk gegaan, en ons gaan vandag daardeur kyk, met die hoop dat siele gered sal word. Siele verlos sal word. Mense tot inkeer kan kom, mense tot bekering kan kom. Nou ek gaan vir ons die 2 verse lees, en dan gaan ek vir ons 'n lied speel. My juk is sag, wat my vrou geskryf het, en dan gaan ons voortgaan met die bediening. Maar kom ons lees gou eers die versgedeelte, wat ek graag aan u wil voorhou, dan kan u dit bietjie begin oordink. Kyk, vir die derde keer is ek gereed om na julle te kom. En ek wil net hier so groter maak, dit is vir my ook bietjie klein op die skerm. Daar sê ek dink dit is bietjie beter, né? Kyk, vir die derde keer is ek gereed om na julle te kom, en ek sal julle nie lastig val nie, want ek soek nie julle goed nie, maar julle self, want dit is nie die kinders wat vir die ouers moet opgaar nie, maar die ouers vir die kinders. En ek sal baie graag uitgee, ja, myself weggee vir julle siele, al word ek, terwyl ek julle oorvloediger lief het, minder bemin. Nou kom ons luister eers na die lied. Kom na my toe, wie vermoeid en belas is. Ek gee rus, neem my juk op jou. Sagmoedig en nederig van hart is ek. My juk is sag, my las is lig. My las is lig. My juk is sag, en my is vergifnis, vrede en ware rus vir ons siel. Las van sonde swaar val af, sy las en juk is sag en lig. Die las van sonde is zwaar, vrees vir die hel, altyd daar. Hy het gekom
gebore, kind van God. Sonde geen struikel, afspraak met die Vader, bely en word vergiewe, las verwyder, my las is lig, my juk is sag, en al is daar vergifnis, vrede en ware rus, vir ons siele las van sonde swaar val af, ons kry sy las en juk, sag en lig. Hy is sagmoedig, nederig van hart, daarna moet ons streef om sonder sonde te leef. My juk is sag, my las is lig, en hom is vergifnis, vrede en ware rus. Prys die naam van die Here. Dit is 'n mooi herinnering rondom die feit van die saak, dat ons ons saak na die Here toe moet bring, en ons gaan vanoggend bietjie daaroor gesels. Die ouers wat vir die kinders moet opgaar, dit is 2 Korintiërs 12 vers 14 waaroor ek wil gesels vanoggend. En natuurlik, Paulus skryf so mooi in vers 15, hoe hy sy eie lewe sal weggegee het vir ander se siele, maar ons weet dat die een mens kan nie verlore gaan sodat 'n ander mens gered kan word nie. So ek kan nie besluit ek wil eerder hel toe gaan sodat 'n ander gered kan word nie. Die woord leer ons elke persoon is verantwoordelik vir sy eie lewe. Ek kan nie instaan en namens iemand iets doen nie, soos die Here Jesus Christus nie. Nou Paulus het geestelike waarhede van God verstaan wat vir baie mense moeilik is om te begryp. En nou hierdie is een van daardie gedeeltes. Wanneer ons hierdie gedeelte lees, dan kan ons iets begin verstaan, wie en wat in sy hart, wat in Paulus se hart werklik waar aangegaan het. En ek wil eers daaroor gesels, dan gaan ons natuurlik oorgaan oor ons eie geestelike lewe en die saak van die Here Jesus Christus. Nou, daarom word sy briewe dikwels verkeerdelik vertolk, soos Petrus ook vir ons geskryf het. Jy kan dit gelees daarso in 2 Petrus. Kom ons lees net gou hierso in 2 Petrus. Ek wil dit graag vir ons lees, sodat jy saam met my kan volg. Kom ons lees gou 2 Petrus 3, en ons gaan lees vanaf vers 15 tot 16. Kom ons lees net so mooi, dat ons kan verstaan, dit is nie iets niets, as jy sukkel om iets uit die woord te verstaan, en ook nie uit die Nuwe Testament nie. Maar ons moet net ook toelaat, dat ons gelyk kan word, deur die woord en bediening van die waarheid. So dis 2 Petrus 3, en ons gaan lees vers 15 en vers 16. En ag die langmoedigheid van ons Here as saligheid, soos ons geliefde broeder Paulus ook met die wysheid wat aan hom gegee is aan julle geskryf het. Net soos in al die briewe. Hy spreek daarin oor hierdie dinge waarvan sommige swaar is om te verstaan, wat die ongeleerde en onvaste mense verdraai, net soos die ander skrifte tot hulle eie verderf. So hierso sien ons dat dit is 'n algemene ding, selfs in die vroeë kerk, dat skrifte verdraai was. Paulus se skrifte en ook wel ander skrifte. En so het hulle nog steeds volgens hulle die evangelie van die Here Jesus verkondig, maar in 'n verdraaiing. En Paulus het op een plek ook geskryf in 2 Tessalonisense, daar was blykbaar briewe in sy naam geskryf, wat dinge weergegee het, wat hy nie in glo nie, en wat hy nooit gepredik het nie. Goed,
So daai valse briewe was ook gesirkuleer van so 'n aard dat selfs Petrus daarvan bewus was. Petrus was ook daarvan bewus van Paulus se ware briewe en dan ook hulle wat die ware woorde verdraai het. So hier kan ons sien dat die evangelie wat Paulus verkondig het. Petrus het verstaan wat hy verduidelik het en Petrus het eintlik saamgestem met dit wat Paulus wel bedien het. Nou hy sê, wat die ongeleerde en onvaste mense, en hierso sit ons met 'n probleem. Want ons voel om geleerd te wees, moet jy na 'n vleeslike teologiese instansie gaan, soos 'n universiteit of 'n college, of wat die geval ook al mag wees. En deesdae is dan natuurlik legio, daar is honderde, dalk duisende sulke kursusse, wat jy kan loop, aanlyn, internet, ensovoorts. Nou, die geleerdheid wat hy hiervan praat, gaan nie, en dan het Petrus, was in die vlees 'n ongeleerde mens. Hy was 'n visserman. Op een plek het selfs die skrifgeleerdes, die Jode gesê, maar hierdie is ongeleerde mense, waar kom hulle aan hierdie wysheid? So hulle was geleer deur God. En in hulle beproewing, in hulle benoudhede, in hulle gehoorsaamheid aan die evangelie van waarheid en reinheid, het God hulle geleer. En onvaste mense, ons het mos nou gepraat oor die riet wat heen en weer beweeg word. Ons is nog onstandvastig. As ons onstandvastig is, gaan ons sekere dinge in die skrif nie verstaan nie, of ons gaan dit verdraai, of ons gaan saamstem met mense wat dit verdraai. Nou dit is die doel, as jy kyk in Efesiërs 4, dit is die doel van die gawes en die bedieninge, is sodat ons mekaar moet bou en opstig en help en leer en vermaan vanuit die skrifte uit om standvastig en onbeweeglik te wees, een van mening, een van opinie, een van oortuiging. Daar's baie skrifte wat dit sê, daar's een mening, want daar's 'n algemene ding in die Christelike kerk, God gee ruimte vir verskil. Nou ek lees presies die teenoorgestelde van daai valse oortuiging wat die Christelike kerk al vir dekades deursuur het. Daar is nie ruimte vir verskil in die Christelike kerk nie. Nou staan nie, hoe weet jy, ek bedien die waarheid? Ek weet ek bedien die waarheid. Ek gee nie om wat 'n ander persoon bedien nie, ek bedien die waarheid. Dit weet ek. Want ek ignoreer nie skrifte nie. Ek voel nie sekere skrifte is hard en nie meer nodig nie. As jy kyk deur die woord van die Here, hoeveel keer word daar gepreek oor sonde? Ek het een keer, jare terug, ons het nog in Pretoria gebly het, ek besluit, ek gaan die Bybel vat, nie die Nuwe Testament, nie die Ou Testament nie. Dan gaan ek begin neerskryf, elke aparte sonde wat genoem word, waarteen ons gewaarsku word. En ek het begin skryf. En ek het 'n folio bladsy gevat en ek het 3 kolomme opgedeel. En ek het op elke lyntjie geskryf. En hier toe ek by die 3de kolom in die onderkant kom, toe is ek nog nie deur die Nuwe Testament nie. En ek het niks gedupliseer nie. So as daar die hoedery hier geskryf is, ek het nie dit weer gedupliseer nie. Want dit is nou klaar een keer genoem. Toe besluit ek, weet jy wat, dit gaan my leeftyd vat om dit neer te skryf, toe los ek dit. So ek weet nie hoeveel lyntjies is daar op 'n bladsy nie, ek het dit nog nooit getel nie. Op skool het ek dit geweet, dalk kan julle vir my sê op 'n gewone A4 bladsy, skoolbladsy, met 3 kolomme, so maal daai lyntjies met 3. Dis die hoeveelheid verskillende sondes, ongeregtigheid, dinge wat teenstrydig is met God se heiligheid, wat in die Nuwe Testament genoem word. En dit is, ek glo, dit was nie eens die helfte nie. Kan nie onthou presies tot waar ek gekom het nie, maar toe sien ek, nee, kyk, ek gaan hierso baie, ek gaan seker 'n week sit om alles op te skryf. Toe los ek dit op daardie punt. So, as enige iemand kom en hulle sê, want daar's 'n uitdrukking wat sê, ons is nie godsdienstig nie, so hier preek ons nie oor sonde nie. Ja, daar's 'n verskil om godsdienstig te wees, volgens tradisie en oorlewering, en om werklik waar die Here te dien, want die woord leer my ook, hy sê vir my, dat die godsaligheid leer my, om die begeerlikhede van hierdie wêreld te verloon. Soos my evangelie, my prediking, my teologie, my dit nie gereeld herinner nie, gaan ek in dinge terugval, en ek gaan daaraan vasgevang bly. Goed, dit is wanneer 'n mens onstandvastig is. Is daar iemand, dalk net hier op die kommentaar, kan jy dalk vir my raai, op 'n A4 bladsy, jou gewone skoolboek A4 bladsy, hoeveel lyntjies is daar so? Wie kan dalk gou vir my so 'n telling of 'n skatting gee? Ek weet nie of dit, is dit 72, of is dit 72 bladsye? Ek kan nie onthou nie. Sê gou vir my, die wat gou wil tel of wat wil weet,
Dink is 34 lyntjies. Maal dit gou met 3. 72, Andrei sê dis 72. Maal 72 met 3, wat is dit? Kan iemand gou vir my daar 'n som gee? My vrou, kan jy gou vir my 'n som gee daar? 72 maal 3. Wel, Lisel sê 32 lyntjies, is seker 72 bladsye, né? Wel, Andrei sê 3 kolomme is 72. Sê weer op engeltjie. 96 verskillende sondes wat ek geskryf het en geaardhede wat teenstrydig is met die woord van God. En dit is nog nie alles nie. So as ons dink partykeer ons is okay, gaan doen jou die som. Begin by Matteus, waar Jesus al klaar dinge ingeskryf het. En ignoreer niks. Okay? Dan gaan ons agterkom, die woord van die Here preek meer en bedien meer en onthul en bring meer sondige dinge in die lig in die prediking as net hierdie goed voel heen en weer geslingerde woorde van troos, valse woorde. Sjoe, getal lyntjies, 96, daar sy bakkie sê vir ons 96, daar sê dit is reg hierso, daar is 30 lyntjies, yes, die woord is ook so, daar sê, prys die naam van die Here, so dis omtrent 96 sondes. Hoeveel het jy al afgelê van die 96? So ja, dit is wat die Here Jesus sê, die volmaaktheid is die Vader. Ek wil u nie verdoem en veroordeel volgens nie, ek wil u net in 'n prentjie bring. Sodat ons nie heen en weer geslinger kan word deur allerhande trooswinde nie, want ons moet geestelik iets verstaan. En weet jy wat is die amazing deel? Terwyl ons nou weet, daar is meer as 96 verskillende sondes wat in die Nuwe Testament genoem word. Goed? Wat die amazing deel is, as jy streef en jy werk saam met dit wat God in sy woord vir ons leer, en jy verstaan, en jy begin begryp, weet jy wat gebeur? As jy te sterwe kom, gaan jy hemel toe gaan, want jy het daarom saam met God gewerk die hele tyd. Kom ons kyk gou na 'n paar kommentare. Yes, Jolene het ook vir ons daar mooi in Engels sommer gesit, dat ons Engelse mense kan verstaan. 32 lines, 96 altogether, 3 columns. Net iemand wat wedergebore sal die sondes kan skryf, die res gaan. Dit is presies so het. Jene, dit is 'n eye-opener om so te dink. Wat het ek al afgelê? Wow, ek het nou net gedink, hoeveel het ek al afgelê? Ja, dit is so, né? En ek ook wel ook nou nie, ons moet nou wees en ek sê jag aan die gang sit oor sonde nie, maar jy weet wat is in jou hart. En al wat ek hierdeur wil sê, ons kan nie net gaan agteroor sit en ons gaan troos met wind nie, want hierdie vers gaan jou die dag hierdie kant toe slaan, nou is jou opinie gaan jou soen toe slaan, maar as jy standvastig is, Here, ek weet, daar's dinge wat ek moet uitsorteer, ek moet streef, maar dit wat ek bewus van is. En so gaan jy en jou geaardheid verander, en baie keer gaan dit nie net oor die sonde wat ons beskou as sonde nie. Dit gaan oor baie keer my manier, my gewoonte, wat die pad verander moeilik maak. En wat eintlik afbreek doen aan die evangelie. So dit moet ook verander. Goed. En jou persoon, dis wat ek altyd sê, as jy moet verander net vir jouself, is dit useless om te verander. Maar as jy verander, en jy besef, jou verandering is daar om die evangelie uit te dra, om godvrugtig te wees, sodat siele gered kan word, dan verander jy die prentjie. Dan wil jy al hoe meer net die Here behaag. En dit is wat Paulus in hierdie gedeelte verstaan het. Dit is wat sy hart was. Hy het dit begryp van harte. My lewensverandering gaan nie net oor myself nie. My druk moet iets in my geestelik verander, dat die krag, die heerlikheid van die evangelie in my gevorm kan word, in my hart, in my gedagtes, dat my dade, my woorde, dit kan uiter om so mense te kan red. En dis wat Petrus sê, die wysheid wat aan hom gegee is. Hoe het hy wysheid bekom? Deur druk, deur verdrukking, deur benoudhede. En elke liewe persoon wat God gebruik het, selfs van die Ou Testament af, het deur enorme druk gegaan.
En hulle het God gaan soek vir 'n antwoord, nie net 'n uitkomste vir die druk nie. Hulle wat dit werklik verstaan het, hulle wat verstaan het wie en wat God eintlik is. En Jesaja, toe hy die gesig van die serafs gesien het, toe sê hy, Here, maar ek is onrein. En hy was geroep as 'n profeet in die Ou Testament. Ons moet vandag iets kan begryp, verstaan en erken deur onsself, sodat ons kan verstaan wat Paulus ook hier geskryf het. Die ouers gaar vir die kinders op. Ek wil net gaan na so 'n paar kommentare kyk. Ek sien julle kommentaar wild, so ek hoop nie ek gaan enetjie mis nie. Kom ons kyk net gou hierso. Wow, ek het daai het ek gelees. Ja, daar's nie reëls in 'n verhouding nie. Weet jy wat? Daar is reëls, maar spontane reëls. Dis nie reëls wat jy hoef te sê nie. Jy weet nie dit is hoe dit is. En jy wil dit so doen ter wille van die ander persoon in daai verhouding. Goed, nog baie om uit te sorteer. Het nog nie besef hoe baie daar reg is nie. Ja, dit is so. Leef net liefde, dan sal al die ander afval. Dis 'n feit, my vrou. Dan dink jy nie aan jouself nie. As jy dink jy moet die so leef dat die aanhou gered kan word, dat ek nie 'n struikeling is vir die ander persoon nie, kan ek vir jou sê, verander jou hele lewe. En jy doen dit ook met spontaniteit, want weet jy wat, dan wil jy dit doen. Dan is dit nie vir jou 'n reël op reël en gebod op gebod nie. Dan is dit, Here, ek wil my lewe neerlê. Ek wil myself offer. Ek wil iets doen. Ek wil hierdie ou lelike mens neerlê, sodat die koninkryk van U bevorder kan word. Ek wil U vandag net bemoedig en aanmoedig. Jy sondig net wanneer jy net aan jouself dink. Dit is so, as jy heeldag en dink ek moenie sondig nie, dan gaan jy ook dit nie maak nie. En as jy net besig is met jou eie begeertes en dinge en goeders, ek is nou in hierdie omstandighede. En weet jy wat is die scary deel? Weet jy hoeveel keer het ek dit van kinders van die Here gehoor? Nie 1 of 2 keer nie. Al die moeilikheid kom in 3's. Weet jy wat sy okkultiese uitlating is dit? Alle moeilikheid kom in 3's. Nee. Die Here Jesus gesê, jy is kind van God, gaan in verdrukking en druk wees tot die dag wanneer jy hierdie aarde gaan verlaat. Of dit hierdie dood of die wederkom is, dit maak nou nie saak nie. En dit is wat ons moet begryp. En hoekom voel ons dit gaan in 3's? Want ons dink soos die wêreld, ons redeneer soos die wêreld, en wat gebeur? Ons soek net eintlik uitkomste. Ek en my vrou was ook daar. Dan gaan dit goed, dan gaan dit sleg. Jy wil eintlik nie hê dit moet goed gaan nie, want dan wag jy al vir die sleg kom. Totdat ons werklik waarvan harte begryp het, my liewe land, dit gaan nooit oor die uitkomste nie. Dit gaan oor wat jy geestelik begryp, wat jou verlos, wat jou vry maak. Dan gee jy nie om oor, ek het op 'n stadium gesê, joh, ek het nodig dat iemand my weer bietjie sleg sê en teen my gaan en my vloek en skel en goeters, want ek het verstaan wat die woord sê, dat wanneer mense teen die woord, teen die evangelie is, dan verheerlik hulle God. Ek gaan soek dit nie moedswillig nie, natuurlik nie. Maar dan verstaan jy wat sy heerlikheid is druk. Here, wat kan ek geestelik hieruit leer? Wat kan U woord my leer? Dalk struggle jy om dinge in die woord te verstaan. Jou druk moet dit vir jou leer. En as dit vir jou leer, as jy weer sien, is jou omstandighede in any way gechange. Is dit in any way nie meer wat dit was nie. Want jy is so gefokus op die woord. Jy wil verstaan wat in die woord gaan. Jy wil weet waar daar staan. As ek hier voor die woord sit, ek lees en ek bid, ek sê, Vader, ek verstaan nie die woord nie, selfs met hierdie woord wat ek vir U voorberei het. Vader, hoe moet ek dit verstaan? Ek het tot op 'n stadium vir die Here gesê, Here, ek is nie waardig om hierdie woord oor te dra vandag nie, want dit is iets wat ons diep in ons harte moet begryp en uitleef. Nou vir Paulus was gelowiges nie net bekeerlinge nie. Hulle was sy geestelike kinders. Dis die verantwoordelikheid wat hy op hom geneem het van so 'n aard, dat hy gevoel het, hy is soos 'n vader wat vir 'n gesin moet sorg. Hy het dit op niemand afgedwing nie, maar hy het wel sy hart aan hulle bekend gemaak. Die feit dat Paulus baie keer dinge geskryf het, was nie om mense te intimideer of sleg te voel nie. Dis wat hy op een plek ook sê. Dis nie my doel nie. Ek wil net vir julle iets aan die lig bring. Maar omdat die mens vleeslik is, omdat hy nie verstaan nie, word baie van die dinge verkeerd vertolk en geïnterpreteer. En baie voel Paulus het 'n ego-probleem gehad. Hy wou ook baas gespeel het, soos wat die beskuldiging wat hulle teen Moses gegooi het. Maar hulle het iets verstaan van harte. Hulle het 'n opgewondenheid, 'n dringendheid in hulle hart gehad. Mense verstaan, daar's 'n koninkryk, daar's 'n hemel, daar's 'n geestelike wêreld. Dit gaan nie net oor hierdie dinge nie.
Dit was elkeen se saak hoe hulle dit aanvaar en daarop gereageer het. Dit is vir ons nagelaat in verskeie skrifte. Nou ek wil so 4 verse vir jou lees. Net om jou iets te wys, sodat ons by die hart kan uitkom, dat ons iets in die hart vandag kan verstaan. Vandag praat ek nie net oor uiterlike gewoontes. Ek wil vandag praat oor die hart. En dis wat die Here Jesus gesê het, op 2 geleenthede. As die hart uitgesorteer is, dan kom hierdie uiterlike dinge ook sommer net outomaties reg. Nou die eerste skrif wat ek vir jou wil voorhou is 1 Korintiërs 4, vers 14, kom ons lees gou daarso. 1 Korintiërs 4, vers 14 en vers 15. Ek kan net gou op my skerm kry. Want al sou julle 10.000 tugmeesters in Christus hê, dan het julle tog nie baie vaders nie, want in Christus Jesus het ek julle vader geword deur die evangelie. Ek vermaan julle dan, word my navolgers. Ek het vers 15 gelees, nie vers 14. Kom ek lees vers 14. Ek skryf hierdie dinge nie om julle te beskaam nie, maar ek vermaan julle as my geliefde kinders. So hier kan ons sien, hy het nie gevoel, hierdie is net 'n kind van die Here nie. Hy het nie net gevoel, is my medebroer en suster nie, want dan kan ons maklik afgestomp en koud raak. Hy het besef, maar hierdie is my kind, hierdie is my verantwoordelikheid. En hy het nie vir hulle gesê, nou moet julle my vader noem soos die Katolieke Kerk te doen nie. Hy het iets van sy hart aan hulle probeer openbaar maak. Hy was ook nie in die plek van God die Vader of die Here Jesus Christus nie. Hy het net vir hulle iets probeer sê op 'n praktiese vlak. Nou kom ons lees gaan nou in die volgende skrif. Ek gaan sommer terwyl ons in Korintiërs is oorspring na 1 Korintiërs 9 vers 1. Kom ons lees gou daarso. 1 Korintiërs 9 vers 1. Is ek nie apostel nie, is ek nie vry nie, het ek nie Jesus Christus ons Here gesien nie, is julle nie my werk in die Here nie. So, hy het nooit dit gevoel, wel ek het jou in die evangelie verkondig, jy moet nou sien en kom klaar nie. Hy het 'n saak, 'n verantwoordelikheid in sy hart opgeneem. En dit is wat ons moet verstaan. En dan die volgende skrif wat ek vir julle wil lees is 1 Tessalonisense 2 vers 11. Hoe ons, soos julle weet, net soos 'n vader sy kinders, elkeen van julle vermaan en bemoedig het. Nou, ek wil dalk, voordat ek aangaan, dink ek gaan ek gou hierdie volgende skrif uitklaar. Terwyl ons op die punt is, nou hier kom Paulus en hy het vaderskap, verantwoordelikheid, aanvaar. Want hy het sy roeping ter harte geneem. Hy het nie gevoel dit is 'n las en is 'n gedwonge saak nie. Hy wil dit doen. En hoe neem ons geestelike verantwoordelikheid op? Teenoor medebroers en susters. Of gaan dit net oor my omstandighede wat moet verander? Ek wat moet verander, my man wat moet verander, my vrou wat moet verander, my kinders wat moet verander, my ouers wat moet verander, of gaan dit daaroor, Here, ek moet verander, sodat ek 'n lewe kan leef, wat ander kan sien, sodat hulle gered en verlos en bevry kan word. Kom ek lees net gou 'n baie interessante skrifgedeelte vir julle hierso, in Jesaja 9. Ek wil nou nie te veel hier op hamer nie, maar ek wil dit net dalk aan julle bekend maak, want ek weet daar's mense wat ingeskakel is, wat al hiermee gekonfronteer is. Ons het al baie persoonlik met hulle gepraat, maar dalk kan hierdie 'n laaste saak wees om wel iets te kan begryp. Nou hierdie is 'n profetiese woord oor die Here Jesus Christus. Dis Jesaja 9 vers 4 en 5. Jesaja 9 vers 4 en 5. En in die Engelse Bybel is hy so bietjie op 'n ander vers, maar dit is presies hierdie gedeelte. Ek dink in die Engelse Bybel is dit vers 5 en 6. Maar nietemin Afrikaanse Bybel, Jesaja 9 vers 4 en 5. Want elke soldateskoen wat daarby wegstap met gedreun en die kleed wat in bloed gerol is, dien tot verbranding 'n prooi van die vuur. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Ek moes dit op die skerm gebring het, jammer. Okay, daar is dit op die skerm, ek gaan vir jou geleentheid gee, om dit net gou vinnig saam met my te lees. Dit is nou juist hierdie gedeelte, die eerste keer toe ek hiermee gekonfronteer was. Dan net hierdie is 'n profetiese vers oor die Here Jesus, hy word genoem sterke God en ewige Vader. God was nie vir my so 'n moeilike saak nie, maar die Vader, ewige Vader,
En nou word dit in hoofletters geskryf en nou gooi dit die appelkar heeltemal onderste bo. Nou, onthou net die vertalers gebruik hoofletters en kleinletters soos wat hulle goed gedink het. Maar in die oorspronklike Hebreëus het nie hoofletters nie, het nie kleinletters nie. Dit moet ons begryp en dit wil ek vir julle leer, sodat jy nie heen en weer geslinger kan word deur hierdie wind van lering nie. Dit is vreeslik moeilik om op God se koninkryk gefokus te wees as mens net hele tyd fokus. Dit is presies so, Werner. Nou, Vader in hierdie konteks is 'n normale woord van Vader Jakob, Vader Isak. Daar is nie hierdie woord oorspronklike Grieks is nie 'n anderste woord as die gewone skryf Vader in Hebreëus nie. Nou, ons kan sien wat Paulus heel eers hier gesê het. Hy het gesê ek is soos 'n vader vir julle omdat ek my verantwoordelikheid opgeneem het. En dit is wat hy hier beskryf van die Here Jesus Christus. Nou, ek gaan nie op al die skrifte ingaan nie, maar ons lees in die Nuwe Testament, in die Ou Testament, hoe Jesus aangestel is as vader in die huis van sy Vader. Goed. En hy sê, ek gaan die kinders wat u aan my gegee het, gaan ek eendag teruggee aan u. Nou, wat het die Here Jesus gedoen? Die Here Jesus neem verantwoording vir elke liewe persoon wat op aarde leef. En dis jy jou lewe met hom regmaak. Hy is jou middelaar, hy is jou verlosser, hy is jou redder, hy help jou om die Satan te oorwin. Daarom is hy soos 'n vader ook vir jou in jou lewe, maar hy vervang nie en is nie God die Vader. Nou God beteken opperste heerser. So, al wat God in hierdie konteks beteken, Jesus is ook heerser. Hy is ook heerser, maar hy is koning van die konings. Hy is Here van die Here. Nou as jy Here van die Here is jy soos wat die woord in die woord beskryf soos 'n God. Jesus sê in die Ou Testament in die een Psalm, in Psalm 82, dat die woord beskryf selfs julle as fariseërs, as gode, as heersers. Nie as God die Vader nie, nie as gode om aanbid te word nie, nie as 'n afgod nie, dit beskryf iets van jou funksie. En as ons dit kan begryp, dan verander die hele saak. Dan het ons sommer gemaklikheid oor wie is God die Vader, sy seun Jesus Christus en dan ook die Heilige Gees. Ek hoop dit so in 'n neutedop kan dit vir jou sin maak. As jy nog steeds enige vrae het rondom dit, kontak my en ek het 'n volledige reeks op YouTube oor die Godheid. Kontak my, ek kan vir die skakel aanstuur, ek kan jy lekker daardeur gaan. Nou, ouers gaar op vir kinders, wat het hy hier bedoel? Nou, heel eerste, natuurlik verstaan ons, hy het iets van harte verstaan. In sy hart het hy iets begryp. Nou, voordat ek aangaan, wil ek vir ons 'n lied speel, en dink die dinge wat daarbo is, dan gaan ek voortgaan met die bediening van die woord. Ons is saam met Christus opgewek. Deur die Gees soek na dit waar hy is. By die krag van sy Vader in sy heerlikheid. Bedink die dinge daarbo, nie wat op die aarde is. Julle het gesterwe, maar lewe saam met hom, verborge in God. Hy word in krag geopenbaar. Ons saam met hom, as ons voluit in sy lewe. Bedink die dinge daarbo, nie wat op die aarde is. Julle het gesterwe, lewe saam met hom, verborge in God.
sukkel om die dinge te bedink wat daarbo is, wil ek gou vir jou 'n praktiese voorbeeld lees. Ek gaan sommer net hier, terwyl hier die Bybel hier oop voor my lê, gaan ek jou gou ietsie leer. En nou, soos wat ek gesê het, ek dink dit was gister gewees, Psalms is ook 'n baie goeie rigtingwyser vir hiervoor. Nou lees jy jou Bybel en is asof jy net lees, en jy sien net 'n hoofstuk gelees, maar jy het niks ingeneem nie. En die manier om jou gedagtes te kry, waar dit moet wees. Ek gaan sommer 1 Korintiërs 16, ek het nie spesifiek hier oopgemaak nie, ek het maar nog hier oopgelê, omdat ek die skrif in 1 Korintiërs 15 gelees het. Nou ek sal so lees. Sê, Here, ek wil nou uit skrif lees. Ek praat met die Vader. Sê, Vader, ek wil nou uit hierdie skrifgedeelte lees. Ek trek nou by 1 Korintiërs 15 vers 16. En kom ons lees dit. Wat die insameling van die heiliges betref, moet julle ook so doen, soos ek vir die gemeentes van Galasië gereël het. Ja, Vader, ek sien dat hoe Paulus hier geskryf het, die insameling, so dit is seker die geldjies waarvan hy gepraat het, moet gebeur soos wat hy dit gereël het. Vader, wow, hierdie is amazing om dit so te sien. Kom ek lees verder, dan lees jy dit. Op elke eerste dag van die week moet elkeen van julle op sy sit en opspaar na mate sy voorspoed is, sodat die insameling nie eers plaasvind as ek kom nie. Wow, ek sien hierso Vader, hier's 'n woord iets na mate julle voorspoed. So dit beteken, is dit reg so Vader, as ek so dink, dat soos wat my voorspoed is, as ek nou 'n bietjie meer gekry het, dan moet ek so 'n bietjie meer gee, as ek minder gekry het, kan ek minder gee. So ek hoef nie sleg te voel, lyk by ek hoef nie sleg te voel hieroor nie. Ja, Vader, is amazing om so daarom te dink, wat u woord my leer. Kom ons lees vers 3. En wanneer ek aangekom het, sal ek hierdie persone wat vir julle goedkeur met briewe stuur om julle gawe na Jerusalem te bring. En as dit die moeite werd is dat ek ook gaan, kan hulle saam met my reis. So Vader, ek lees nou hierso, as daar genoeg geldjies is, kan ek saam gaan. As daar nie genoeg is, sal ek maar moet bly. So lees jy die Bybel. Ek kan vir jou sê, jou mind, jou gedagtes, jou hart verander geheel en al. Jy het nie nodig om voor 'n mens te sit nie, jy het nie nodig om na 'n Bybelstudiegroep toe te gaan, na 'n selgroep te gaan, om dit te kan doen nie. Ek kan vir jou sê, hierdie is nou maar eintlik 'n moeiliker gedeelte om so te lees, maar mens kan dit tog doen. Vat Matteus 5, 6 en 7, lees dat deur, sê Vader, ek raak nog kwaad vir mense. Ek verwens nog mense as ek daar lees, as ek my broer sê Raka en Here, ek is so skuldig, ek is so jammer hieroor. Maar ek aanvaar wat u woord vir my leer. Ek sukkel nog nie meer en ek sukkel nou, Sunny bly my kwaad maak daar by die werk en nou Jannie, my broer, die man, hy bly my moeilikheid gee. En ek voel maar bitter teenoor hulle. En nou leer die woord my, as jy nou daar nie Onse Vader lees, Matteus 6, as ek nie gaan vergewe nie, gaan hy my nie vergewe nie. Ja, dit is verskriklik, Vader. En ek wil sommer dit uitsorteer met u. Dit is hoe jy die dinge begin bedink wat daarbo is. Is dit nie amazing nie? Maar ek is so opgewonde as ek daaraan dink. Want dit voel of ek met my vel uit wil bars soos ek hier sit. Wow, baie dankie, daar gaan verseker so doen van nou af. En as jy sukkel met die Nuwe Testament, gaan Psalms toe. Wat 'n Psalm wat jy sommer ken, enige Psalm. Maar nou net hierdie, want hy net, ons moet een ding verstaan, die Ou Testament, dis wat my vrou ook gister gesê het. Moenie stiek op die wraak nie. Want dan net in die Ou Testament was daar wraak in die vlees gewees, want as 'n Ou Testamentiese saak, hulle vyande was vleeslik. Die Here Jesus kom leer ons, die vyand is nou nie meer vleeslik nie. Maar tog as jy daar gaan deurlees, en jy gaan dit bidend lees, weet jy wat gaan gebeur? Jy gaan insig, en jy gaan jou nie steur in daai oomblikke van wraak, en daai tipe van goed, wat ons sommer vinnig maklik raak sien nie. Wow, ek sien julle kry antwoorde, dankie vir die goeie raad, prys die naam van die Here. Al lees jy 5 verse, so kan ek vir jou sê, dit gaan vir jou besig hou vir 'n uur. Want jy gaan bly teruggaan, en dan gaan jy aan goeters dink, en as jy weer op 'n ander plek gaan lees in die Bybel, en jy lees dit bidend, dan gaan die Gees jou herinner aan dit wat jy voorheen gelees het. Wow, Here, nou verstaan ek dit nog meer, en raak opgewonde voor die Here, sê Here, wow, ek verstaan dit nou, maak dit so sin, deel dit, raak opgewonde, deel dit met jou Vader, en hy sal sy heerlikheid in jou bly openbaar maak. Definitely going to read my Bible this way. En ek sê vir jou, dit verander jou gebed, want in Psalms, as jy kyk hoeveel dinge in Psalms geskryf is, die manier hoe sekere dinge geskryf is, my oor rek baie keer so groot, dink ek, Here, ek sal my lewe nooit so bid nie. Maar tog het hulle so gebid, hoekom? Want Dawid en al die skrif, Moses en Asaf en almal wat 'n hart vir God gehad het, wat verstaan het waar gaan God se binneste.
wat daai verhouding gehad het, selfs in die Ou Testament. Hulle kon dit geskryf het, want hulle was gemaklik met die Vader gewees. Amazing, leer elke dag, leer dit vir elke nuwe bekeerling. Daar sê, prys die Here, minder verse, meer aandagtig, daar sê Renet. Ons moet dus nie net probeer volstop met kennis nie. Verstaan eerder een vers, leef om, doen om, en leef liefde uit. Ek het gedink is meer ingewikkeld, nou weet ek, baie dankie, ek gaan dit absoluut try, dankie. Ek is so bly, julle gaan die Bybel so mooi lees. Leer om 'n normaliteit met die Vader te praat. Dis wat dit ook jou leer. Want nou het jy al geleer, jy praat nie net met Jesus nie, jy praat met die Vader, en dis die manier hoe 'n mens dit kan doen. Dan raak jy gemaklik, spontaan, sonder om disrespekvol te wees. Ek meen, 'n kind het respek vir hulle ouers, het vrees vir hulle ouers, en tog is hulle gelukkig en spontaan en opgewonde, en hulle vat ook hulle kanse. Maar wanneer die ouer praat en die ouer sit die voet neer, dan staan die kind weer in lyn. Daar sê hy, sonder om wreed en al hy tipe van goed te wees en partydig te wees. Daar sê hy, dankie julle. Spreuke ook, dis reg, Werner, ek wou nog het Spreuke genoem het, baie dankie, dat jy my daaraan herinner het. Spreuke is ook soos Psalms baie wys het. Ja, julle kan Spreuke verseker ook doen. Prediker ook. En as jy swaarmoedig is, moenie klaagliedere doen nie, hoor. Maar dalk moet jy dit doen, dan gaan jy dalk net oorwinning kry. Maar nietemin, daar sê 'n lekker les vanoggend, sommer so prakties, vinnig so tussendeur. Dit is hoe ek my boodskap ook voorberei. Net so by the way. Nou, ek wil gou vir jou skrif lees. Ons bly mos nou by die punt van ouers gaar op vir die kinders. Wat het Paulus eintlik hierby bedoel? En ons kan sien duidelik uit die hele konteks, as jy die hele hoofstuk gaan deurlees, dit gaan glad nie oor tydelike sake nie. Want hy het gesê, ek het julle nie julle goed begeer nie. Ek het nie julle tydelike dinge begeer nie. Maar dat is iets wat julle vandag moet verstaan. Goed, kom ons lees gou die skrifgedeelte, net gou by al hierdie dele uitkom, waar wil hy by uitkom? 1 Johannes 4 vers 19, kom ons lees gou daar, 1 Johannes 4 vers 19. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Nou soos hierdie vers, hy sê, Vader, U het my eerste lief gehad. Dit is waarom ek U lief het. Dit is wonderlik om daaraan te dink, Vader, U het eerste uitgereik na my toe, voordat ek uitgereik het na U toe. Nou, kom ons bly by die gedagte die ouers het opgegaan. As jy die Gees uitgebore is God die Vader jou hemelse Vader. Natuurlik op aarde het ons ouers in die sin van man en vrou. 'n manlike figuur en 'n vroulike figuur, 'n ma en 'n pa. Maar geestelik het ons net 'n vaderlike figuur, dit is jou geestelike ouer. Goed. Nou, die Vader gaar vir ons in die hemele op. En die eerste ding wat hy vir ons opgaar is rus. En nou in die Ou Testament moes hulle die Sabbat oor en oor gemanifesteer het. Elke 7de dag en ook saam met die feeste moes hulle rus gemanifesteer het. So al wat rus Sabbat beteken is rus. Dis nie 'n magiese towerwoord wat jou in guns van God bring nie. Dis 'n daad wat 'n mens moet verrig. Goed, en dit gaan nie oor 'n daad in die vlees nie, want die wettiese Sabbat kan jy glad nie onderhou nie. Jesus het dit duidelik vir die Fariseërs gesê, en die priesters wat in die tempeldiens verrig het gesê die feit dat julle die babietjies besny en dat julle offer in die tempel, verbreek julle die Sabbat, want julle mag nie werk op 'n Sabbat nie. So hulle moes God gehoorsaam wees, maar hulle mag nie gewerk het nie. En Jesus wou iets vir hulle oorgedra. Dit het nooit oor die fisiese gegaan nie. Dit het oor 'n geestelike saak gegaan, want selfs in dit het hy gesê, Dawid het van die toonbrode geëet, waarvoor net die priesters mag geëet het. Die heilige brode. En hy was onskuldig bevind deur God. Nie dat God goed gekeer het en Dawid mag elke dag van die toonbrode geëet het nie. Maar Jesus wou iets oordra van Dawid wat iets verstaan het van God. En die priesters, terwyl hulle die tempeldiens verrig het, het hulle nie verstaan nie, alhoewel hulle dit gedoen het. So die Here Jesus het altyd verby die uiterlike gepraat, om vir ons iets oor te bring van die geestelike. En dis hoekom hulle Jesus verwerp het. Want hy het hulle nie geprys op hulle uiterlike dade nie, maar hulle oortuig van dit wat verkeerd is in hulle hart. So wat het God gedoen? God het uitgereik deur Jesus Christus vir hulle te stuur en ook vir ons.
So die Vader het die ouer het eers uitgereik na ons toe met dit wat in die hemel is. Nou ons weet Jesus was verborge in die hemele, in die Ou Testament. Hy is eers in die Nuwe Testament geopenbaar toe hy in die vlees gebore was. So dis wat God opgegaar het en deur Jesus Christus ontvang ons rus. So al die manifestasies van rus in die Ou Testament kon eers 'n realiteit en 'n werklikheid geword het nadat die Here Jesus gesterf en opgestaan uit die dode. Die Heilige Gees is uitgestort. Toe kon die mens eers vir die eerste keer weer van na die sondeval die rus betree. Nou kom ons lees gou die skrifgedeelte in Matteus 11 vers 28 tot 30. Matteus 11 vers 28 tot 30. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, vir julle vlees, vir julle omstandighede, nee, vir julle siele te midde van jou vleeslike saak. Want my juk is sag en my las is lig. Wat sy juk is, hoe is Jesus se juk sag en lig? En hoe moet ons van hom leer? Hy het nie sonde en ongeregtigheid gehad nie. Hy het sy Vader gesoek. So hy het hom nie vermeng met die dinge van die wêreld nie. En hy sê, kom leer van my. Julle harte kan ook in rus kom, al moet julle nog 'n tydelike werk doen, al het julle tydelike verpligtinge. Maar al moet jy die kinders versorg, jou werk by die huis is meer as die van jou man. Jy kan in dit rus kry. Jy het tale wat jy kan praat. Jy kan die Here in jou hart loof en prys. Die geleenthede, die 5 en die 10 minute partykeer wat jy het, partykeer 'n halfuur, wat jy voor God kan kom, spandeer dit konstruktief, as wat jy dit gaan probeer vind op 'n ander plek van sosiale media of TV of wat die geval ook al mag wees, of vleeslike ontspanning. Dit sluit man en vrou in. Goed, dit is wanneer ons rus kry. En God het hierdie rus vir ons opgegaar. Die Vader het dit vir ons opgegaar, en dis wat Paulus verstaan het. Hy het iets geestelik verstaan. En het gesê, ek kom met 'n geestelike saak, ek gaar op. Ek kry by mekaar. Innerlik, sodat ek dit vir julle kan meedeel. Ek het nie gekom om julle tydelike goed te begeer, of julle wil hê wat julle tydelik het nie, want ek het 'n roeping, ek het 'n saak aan voor God. Maar leer van my, as julle dit in julle omstandighede, in julle situasie kan toepas, kan daar oorwinning, daar kan verlossing, daar kan bevryding plaasvind. Is dit nie amazing nie? Ek wil gou nog 'n vers vir jou lees. Jakobus 4 vers 8. Jakobus 4 vers 8. Kom ons lees gou mooi daar. So Jakobus 4 vers 8. Kom ons lees eers van vers 7 en vers 8. Onderwerp julle dan in God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Nader tot God en hy sal tot julle nader, reinig die hande julle sondaars en suiwer die harte julle dubbelhartiges. Nou, wanneer ons hierna lees, die Here Jesus en God die Vader deur die Here Jesus bly na ons toe uitreik. Die Vader het sy seun Jesus gestuur, die verborgde skat, die verborgenhede, die skat wat hy opgegaar het, waardeur ons rus en vrede kan kry. Nou jy kan alleenlik rus kry wanneer daar vergifnis van sondes, verlossing ensovoorts plaasvind. Die sonde en die ongeregtigheid bring daai las. Dit bring daai moeite, dit bring daai moeilikheid, daai mismoedigheid wat jy voel, Here, ek kan nie meer aangaan nie. Dit is eintlik sonde, die sorge van die lewe, die ongeregtigheid wat dit veroorsaak. Die Here Jesus sê, die gees is gewillig, die vlees is swak. Nou, wanneer God na ons toe uitreik as ouer, onthou net, ons leer hier 'n baie belangrike beginsel, dat ons as ouers moet uitreik. Dis nie die kind se plig om uit te reik nie. Maar omdat God al uitgereik het, hoe reageer ons? Nader ons tot God, terwyl hy na ons toe uitreik. Terwyl sy genade, terwyl sy liefde, terwyl sy verlossing daar is, reageer ons daarop. As jy die hele tyd uitreik na die kind toe, daai kind moet tog reageer. En dis wat hierdie skrifgedeelte ons leer. Nader, die uitreik is daar, die liefde is daar, die verlossing is daar. Jy moet dit net nader, jy moet na God toe kom om dit in besit te neem. Want God gaar op vir jou. Nou kom ons lees 'n interessante skrif in 1 Petrus 1 vers 3. 1 Petrus
1 vers 3 tot 5. 1 Petrus 1 vanaf vers 3 af tot en met vers 5. Net so moet julle vroue aan julle eie mans onderdanig wees. Is ek by die regte gedeelte? Nee, 1 Petrus 1, ek wou sê, wat gaan nou hier aan? 1 Petrus 1 vanaf vers 3 tot 5. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van die Here Jesus uit die dode, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons. Dis een van my gunsteling verse in die Bybel. Wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot saligheid, wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Nou as ons dink aan 'n erfenis, kom ons dink gou 'n bietjie aan 'n erfenis. 'n Erfenis is iets wat 'n ouer opgaar. Goed? En dis wat hy sê, hy het vir ons hierdie hemelse skat. Hy het vir ons 'n ewige lewe in sy koninkryk. Dit word deur hom bewaar, deur die geloof, deur die onsigbare geloof. Die aanhou, die vashou van jou, te midde van jou omstandighede, bly jy God soek, vir verlossing, vir bevryding, vir redding van siele. Ons hart moet by die mens wees, nie by ons omstandighede nie. En dit is baie keer ons probleem, ons hart is meer by ons omstandighede, as by die mens, die siel wat verlore gaan. En ek moet verander, my denke, my hart, my siel, my wese moet verander. Toe ons tweede kleinkind gebore word, toe besef ek, Here, daar is nog plek vir nog 'n siel in my hart. Soos mamma en pappa, hulle het nou hulle hart groot genoeg gemaak vir een kindjie, nou maar 'n hart vir 2 kindjies maak. En wat doen baie ouers? Hulle skuif die een kind uit, en dan maak hulle ruimte net vir die een kind. Nee, jou hart moet nou 2 kinders kan akkommodeer. Ouma en oupa, jy moet nou al 13 kleinkinders kan akkommodeer. Jy moet al die wêreld in jou hart kan akkommodeer. Nou God het vir ons hierdie erfenis, as ons hierdie mentaliteit het, en hy sê hierdie erfenis word in die hemele bewaar, nie op aarde nie. God is nie daarom vir ons skat op die aarde bymekaar te kry. Dis wat Paulus ook gesê het. En ek wil dit graag aan jou oordra vandag, dat ons iets kan verstaan rondom die geestelike aspek van die evangelie van die Here Jesus Christus. Kom ons verruim ons hart vir ons broer en suster in die Here. Al is daar vleeslike verskil in gewoontes. Nou as ons by 'n konferensie saamkom, dan sien ons mekaar se vleeslike verskille en gewoontes, en dit krap baie keer, dit irriteer baie keer, dit is waarom ons baie keer nie wil gaan nie, want ons wil nie onsself ontbloot nie, ons wil nie van onsself gee, om my gawe en bediening daar te gaan uitleef, dat my broer en my suster deur my net my teenwoordigheid gestig en gebou kan word nie. Dis hoekom is baie keer vleeslike kontak vir my. Nou in 'n fisiese kerk waar daar baie mense is, daar soveel verskille dat dit kliks begin vorm. Net sekere mense maak hulle harte oop vir sekere van hulle, wat hulle noem hulle medebroers en susters. Ons moet ons harte verruim. Sê, Here my God, ek wil gebruik word deur U. Dis hoekom ek op aarde is, daar's 'n doel vir my. Want as 'n erfenis wat deur God bewaar word. Dit is wat God vir ons opgaar in die hemele, 'n geestelike saak, nie 'n tydelike saak nie. Dis wat hy sê, soek my koninkryk. Wat is sy koninkryk? Jy moet verlossing kry, jy moet oorwinning geestelik kry. Jy moet bevryding kry. Dit help vir julle gaan na 'n beraader. Lees die woord. Soek die Here in jou binnekamer. En hy oorwinning, die verlossing wat jy verlang en begeer, gaan deurbreek soos die môre son, soos die daggeraad. Prys die naam van die Here van die leerskare. Is hy nie wonderbaar nie? Ek wil net sy lof besing. Ek wil net hom groot maak. Toe dink ek, Here, U gaar vir my op in die hemele. Ek moet by U leer om geestelik op te gaar, sodat ek dit as 'n nalatenskap vir my nageslagte kan nalaat. In die Ou Testament spreek, ek het hom nou nie neergeskryf nie, sê hoe die Vader opgaar vir die kinders en die kleinkinders. En dit gaan nie oor 'n fisiese erfenis nie, want dit gaan alles vergaan. Dit gaan alles vernietig word. Wat laat ek na vir my nageslag geestelik?
Verstaan ek om geestelik op te gaar? Verstaan ek om dit wat in die hemel is, wat die Vader vir my opgaar, geestelike sake is? Laat ek dit na, sal my nageslag eendag gaan sê, my oupa en ouma was 'n kind van die Here en hierdie, wat hulle geleer het, wat oorgedra is van geslag na geslag, het my lewe kom verander. Dis hoekom ons 'n Bybel het. Hulle het neergeskryf wat in hulle harte is, dis die erfenis, 'n geestelike, hemelse erfenis wat aan ons nagelaat is, geslag na geslag, millennia na millennia, kon mense verlos word deur hulle wat gered was, deur die genade van die Here Jesus Christus, wat die pad uitgestap het, wat besef het, daar is 'n ewige erfenis. Is dit nie wonderlik nie? Dis die kosbaarste skat, wat jy in jou lewe kan kry, is die verlossing, die woord van God, deur die Here Jesus Christus. Loof sy lieflike naam. Nou soos wat jy die woord lees, dit maak vir jou bekend, sien jy so, ons karakter word ontbloot wanneer ons saamkom, en dit is so, wanneer jy selfs die woord lees, en jy herken wat in die woord staan, word jou karakter ook geopenbaar. En dan kan jy met die Vader praat, jy gaan hom lief hê, jy gaan nader agterkom, Vader, ek het U so lief, en U het my lief, jy gaan daai wete in jou binneste hê. Nie 'n gevoel nie, nie 'n emosie nie, 'n sekerheid, 'n gewete in jou. Al gaan jy deur wat? Vader, U is nou saam met my deur die Seun Jesus Christus in hierdie saak. Vader, wat is daar? Ek sukkel nog met hierdie probleme in my lewe. Bid oor jou geestelike probleme terwyl jy in 'n moeilikheid sit, sodat God die Vader jou kan help daardeur. Dis kom hy druk daarom moet wees, is om jou geestelik te verlos. Prys die naam van die Here van die leerskare. Ek glo u kan vandag die Here net loof en prys. En ek gaan ons byeenkoms vandag afsluit met 2 liedere. Die eerste een is In ons skatkis, en die ander een is Gebroke hart. Van die, ons voel baie keer die Here is ver van ons af. Ek is te sleg, die Here kan nie naby my, ek kan nie naby die Here kom nie, in daai klas van ding. En hierdie lied, die herinnering deur hierdie woord, kan ons aanmoedig om wel tot God te nader, want alles is skriftuurlik. Jy sal sien, saam met ons liedere op Telegram, so al die skrifverwysings, so jy kan daarna gaan kyk en lekker daar gaan deurlees, dan kan jy verstaan hoekom ons die lied wel so geskryf het. Die eerste ene gaan ek doen, In ons skatkis, en daarna Gebroke hart. Luister lekker saam met ons, neem dit ter harte, en wees verlos en bevry, en lees lekker Bybel van nou af. Bye bye, lief vir julle, hoor. Ontvang ons die Heilige Gees. Die skat is groot en onbeperk. Dit is ons eer om daarmee te werk. 'n Vrugteboom dra nie vrug vir homself, maar vir ander. Al maak het seer, wees getrou om daardie goeie vrug te deel. Dit is ons werk, dit is ons pad, om vrug op te lewe. Dit is die kosbare skat. 'n Vrugteboom dra nie vrug vir homself, maar vir ander. Al maak het seer, wees getrou om daardie goeie vrug te deel. Hou goeie moed, hy het die wêreld oorwin. Ons het die beste in ons skatkis ontvang. Die skat is groot en onbeperk. Dit is ons eer om daarmee te werk. 'n Vrugteboom dra nie vrug vir homself, maar vir ander. Al maak het seer, wees getrou om daardie goeie vrug te deel. 'n Vrugteboom dra nie vrug vir homself, maar vir ander. Al maak het seer, wees getrou om daardie goeie vrug te deel. God verhoor my nie, die twyfel, die angs, die donker, skeiding tussen jou
en God sonder hoop. Mooi van buite, dood van binne, godsdienstig mooi, hart vol doodsbene. Helder skyn die lig van God in die hart. Deur wedergeboorte voor die skeiding verwyder, word sy kind vandag. Offer jou gebroke hart, bekeer, erken, roep uit, sy liefde uitgestrek deur Jesus Christus. Helder skyn die lig van God in die hart. Deur wedergeboorte voor die skeiding verwyder. Die lam, die offer gedoen, middelaar en deur na die Vader, word jy versoen, word jy kind van God. Wedergeboorte word die skeiding verwyder.